Goeienaand en hartlik welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die klokkie te klik, as ook op die knoppie, sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Of eers die knoppie en dan die klokkie. Nou ja, vanaand se onderwerp is: kan Marine Le Pen ons red? Nou, dis natuurlik die leidster van die Franse Rassemblement National of die Nasionale Vergadering Party in Frankryk. En sy het nou sopas aangekondig van dese week dat sy gaan staan vir die presidentskap van Frankryk aanstaande jaar. En dit gaan gepaard met allerlei omstredenheid, as ook natuurlik die hofsaak waarby sy betrokke is tans. En haar skuldigbevinding aan, noem dit nou maar korrupsie, maar dis eintlik die wanbesteding sogenaamd van sekere fondse van die Europese Unie, maar ek sal jy nou daarvan vertel. Ons kan nou daarby kom, maar voordat ons daarvan praat, wil ek jy net herinner aan ons boeke hieronder in die boekwinkel, waarvan jy steeds 'n eksemplaar kan koop. As ook natuurlik van Hart van Duisternis deur Joseph Conrad. As jy nog nie die boek gekoop en gelees het nie, maak gerus so, want dis eintlik 'n boek wat so half die begin is van 'n hele siening, 'n hele soort ondersoek na die vasteland van Afrika wat deur hierdie Pools-Engelse skrywer begin het, en daar was ander opvolgromans ook deur ander skrywers, en ek is op die oomblik besig om 'n hele klomp Afrikaanse romans te lees wat ook so half tussen die gleuwe deurgeval het en waaroor niemand eintlik praat nie, en wat eintlik ook fantastiese ontledings van die Afrika vasteland en sy mense en ons plek daarin bevat. En ek dink die Afrikaner het 'n hele boodskap om nie net aan ons eie mense te bring nie, maar ook aan die hele wêreld, omdat ons kan hulle vertel van ons ervarings hier, wat almal se ervarings gaan raak, soos wat die Afrika bevolking natuurlik al groter en groter word, en toe Mbeki gesê het dat die 21ste eeu gaan die eeu van Afrika wees, was hy eintlik reg, of hy had gelyk, maar nie op die manier waarop hy gedink het nie, dat daar 'n Afrika Renaissance gaan plaasvind nie, nee, maar die Afrika bevolkings gaan al hoe meer ander bevolkings in die wêreld, het sy in Europa, het sy in Noord-Amerika, het sy in die Verre Ooste, Japan, Korea, selfs China, gaan hulle begin oorheers. Maar dis dalk 'n verhaal vir 'n ander dag, want ek wil jy nou attent maak op wat gebeur het van dese week in Frankryk, wat ek natuurlik taamlik nougeset volg. En daar het Marine Le Pen, die leidster van die RN, aangekondig dat sy nou 'n volwaardige kandidaat vir die presidentskap van Frankryk gaan wees aanstaande jaar. Ek meen die eerste, hulle het mos 'n 2 ronde verkiesing in Frankryk, daar's gewoonlik 2 weke tussenin. En in die eerste ronde gaan die 18de April 2027 plaasvind. Nou dit sou nie groot nuus gewees het indien sy nou, jy weet, hierso by die 30% steun gehad het, of wat kon nie. Maar sy is tans die kandidaat in weerwil van hierdie hofsaake teen haar. Die kandidaat wat los voorloop met 54% steun, en die naaste, die sentrumregse kandidaat, Edouard Philippe, kom die naaste aan haar, indien hulle twee in die tweede ronde te staan sou kom, te mekaar, dan gaan hy 46% kry en sy 54%. Maar daar is natuurlik 'n ander vent ook, wat heel waarskynlik ook in die tweede ronde mag beland, en sy naam is Jean-Luc Mélenchon. Nou, alhoewel hy 'n blanke Fransman is hy, jy kan hom meer vergelyk met Julius Malema. Hy is iemand wat baie radikaal is, uiters links, kommunisties, en ook anti-blank. Hy maak uiters neerhalende opmerkings oor blanke Franse,
En hy voorsien eintlik dat Frankryk geheel en hy sê dat Frankryk, en daar's mense in sy party ook wat dit sê, en die party se naam is La France Insoumise, of Frankryk ongebreideld, of wat jy dit ook al mag vertaal. En daar's mense in sy party wat sê dat Frankryk verontwiesters moet word, dat Frankryk as het ware verafrikaniseer word, of geïslamitiseer moet word, en dat Frankryk as 'n westerse land moet ophou bestaan. Dit is sy party se amptelike beleid. Dus ek dink hy en daar's 'n sterk moontlikheid dat hy en Marine Le Pen in die tweede ronde te mekaar te staan mag kom, en in daardie geval gaan sy 70% van die stemme ontvang. Met ander woorde, tensy daar nou nog 'n onvoorsiene wending in haar hofsaak gebeur, is dit amper 'n uitgemaakte saak dat sy president van Frankryk gaan word. Nou, dit gaan vir ons geweldige implikasies hê. Dieselfde tipe implikasies wat deur die Trump oorwinning in Amerika gehad het, en Trump se aankondiging dan oor die Afrikaners, wat gevolg het. Nou, tans is die Afrikaners nie 'n groot debatskwessie in Frankryk nie, maar ek dink dit is vir ons om 'n debatskwessie daarvan te maak, en ek dink ons moet nou al kontak maak met Marine Le Pen en haar en die mense in haar dampkring, en wat ook al, en ons moet haar inlig oor die situasie in Suid-Afrika, en wat Frankryk ook kan doen om hierdie linkse revolusie, wat daar hier by ons, hierdie staatsgreep of regimeverandering wat daar in die vroeë 90er jare plaasgevind het, wat Frankryk kan doen om dit ongedaan te maak, en om ons te ondersteun as een, Frankryk is natuurlik een van ons stamlande, saam met Duitsland en Nederland, en daar is soveel Afrikaners met Franse vanne. Daar's 'n hele groepie Afrikaners wat ook in Frankryk woon. Dis daar, en daar's al hierdie bande, en die ou Mirage vliegtuie wat ons altyd aangekoop het van Frankryk, en van hulle valskerms, en wat ook al. Jy weet, daar is bande wat ver terugstrek in die verlede, en toe ek byvoorbeeld, en dis ook iets wat ons aan hulle moet vertel, toe ek daardie kere met P.W. Botha gaan gesels het, by sy huis, genaamd Die Anker, daar in die wildernis, naby George, het hy my vertel dat de Gaulle, wat nou die groot staatsman van Frankryk na die Tweede Wêreldoorlog was, hy het van sy ministers gesê, dat Frankryk Suid-Afrika nooit in die steek moet laat nie, omdat ons historiese bande met die land het, maar ook vanweë die feit, dat ons in die verlede, toe ons Hugenote en Franse protestante was, dat ons so vervolg is deur die katholieke kerk in Frankryk, hierso in die 1500s en 1600s, met die herroeping van die Erik van Nantes en alles, dit alles wat ons op skool geleer het in geskiedenis. Met ander woorde, en natuurlik, ek dink vanuit 'n strategiese oogpunt, dink ek kan ons baie goed, net soos met die Amerikaners, kan ons ook baie goed saamwerk met die Franse, sodra daar hierdie omwenteling in Frankryk plaasvind. En dit gaan 'n omwenteling wees, want vir die afgelope dekades eintlik poog die linkse en liberale establishment in Frankryk om die Le Pens uit die politiek te hou. Die party is natuurlik van stapel gestuur deur haar pa Jean-Marie Le Pen, hier is hy saam met hom afgeneem. Ek dink hierdie foto dateer uit omtrent 2015, maar daar het sy daar gebreek met hom, in die sin dat sy het gesê, hy is te regs, en sy wil die party meer hoofstroom posisioneer, en hy het ook bepaalde dinge oor Jode gesê, wat omstrede was, en vandaar het sy hom toe uit die party geskort, eintlik. Maar nou, ja, terug by Marine Le Pen. Jy moet nou ook verstaan wat met hierdie hofsaak gebeur het. Die hofsaak het gehandel rondom die aanwending van fondse van die Europese Unie en die Europese Parlement in Brussel
Nou ek is nooit seker of die Europese parlement in Brussel of in Straatsburg is nie, maar sover ek verstaan, dit was oorspronklik in Straatsburg en daar is nog steeds 'n gebou daar. In Straatsburg is daar in die ooste van Frankryk, neffens die Duitse grens, maar deesdae is die meeste aktiwiteit van die Europese Unie natuurlik in Brussel gesetel. En van hierdie Brusselfondse wat die party toegekom het, wat toegeken is aan die party in Brussel, het hulle toe aangewend in Frankryk self om hulle verkiesings in Frankryk te veg en om personeel te betaal in Frankryk. En toe is daar 'n klag teen haar gelê en daar was 'n hofsaak in Frankryk en sy is toe skuldig bevind. Maar sy het toe geappeleer en die appeluitspraak het hierdie week gekom en sy is weer eens skuldig bevind in die appeluitspraak. Maar die belangrike element is dat in die vorige uitspraak in die Laerhof het die hof gesê sy mag vir 5 jaar nie weer aan die politiek deelneem in Frankryk nie, wat dit sou veroorsaak dat sy die volgende presidentsverkiesing sou misloop en nie kan staan nie, maar nou het die hof dit verminder na 1 jaar toe, en omdat sy nou alreeds vanaf die vorige uitspraak, jy weet eintlik as dit ware nou nie die reg gehad het om te staan vir president nie, het van hierdie tyd, hierdie 1 jaar het eintlik al verloop. Met ander woorde, lank voor die verkiesing nou volgende jaar in April begin, gaan sy eintlik daai 1 jaar periode van uitsluiting van politiek in Frankryk gaan dit al verloop het. En dan sy sou dit dan voltooi het. Maar daar is ook 'n ander, sy is ook tot gevangenisstraf gevonnis, waarvan die meeste opgeskort is, behalwe, ek dink die uitsluiting was vir 2 jaar van haar politieke posisie, maar 'n deel daarvan het al verloop en voor die verkiesing kom sal dit voltooi wees, maar sy is aanvanklik tot 2 jaar gevangenisstraf gevonnis, wat sy sou moes uitdien met die elektroniese boei aan haar enkel. Sy sou 'n ding aan haar enkel moet dra, 'n soort van 'n monitor, en daarmee sou dit dan ook moeilik vir haar wees om 'n veldtog te voer. Maar die hof het dit nou na 1 jaar te verminder en blykbaar vir goeie gedrag en wat ook al kry ook kwytskelding. So dit gaan beteken dat sy omtrent so 5-6 maande hierdie boei moet dra. Maar daar was nou nog 'n verdere verwikkeling in die sin dat sy het toe aangekondig onmiddellik dieselfde dag nog na die appeluitspraak, het sy aangekondig dat sy die presidentskandidaat van die party gaan wees. En daarmee saam het sy aangekondig dat hulle appeleer teen die appelhof se uitspraak, want daar is nog 'n hoër hof in Frankryk wat hulle die Cour de Cassation noem. Nou, dit is soort van soos ons hoogste hof van appel of wat ook al. En dit skort dan al hierdie vonnisse van haar op, en dus kan sy eintlik nou, sy hoef nie die elektroniese boei te dra nie, en sy kan vrylik voortgaan om haar verkiesingsveldtog te voer, en die pad lyk dus oop vir haar na die presidentskap toe. En dit is 'n hele, wat sal mense dit noem, dit is 'n hele omwenteling wat daar in Frankryk plaasgevind het, en met Marine Le Pen wat nou lyk asof sy president van Frankryk, of presidente, om die vroulike vorm te gebruik, gaan word, en dit gaan 'n geweldige invloed oral in Europa, op die Europese Unie, en dit is 'n domino wat val, en daar's natuurlik Nigel Farage, en Brittanje, en Rupert Lou, en wie ook al, wat ook daar besig is. So binne die volgende jaar of 2 kan ons dalk sien dat die politieke kaart in Wes-Europa geheel en al gaan verander, en daar is natuurlik ook in Duitsland hierdie vrou Alice Weidel met haar alternatief vir Duitsland. Sy maak ook geweldig opgang. Sy het nog nie die tipe steun, die meerderheidssteun in Duitsland verwerf soos wat Marine Le Pen in Frankryk dit verwerf het nie, maar as Marine Le Pen presidente van Frankryk word, dan dink ek gaan dit ook
vir Alice Weidel en die AfD in Duitsland 'n verdere hupstoot gee. En dan kan ons verwag dat selfs Duitsland kan na regs kantel. Net soos Italië, wat natuurlik reeds mevrou Giorgia Meloni as eerste minister het. En daarom is dit so belangrik dat ons nou dat, kyk, ek het nog altyd gesê dat die feit dat die ANC in Suid-Afrika in bevind gekom het, was 'n absolute ongeluk van die geskiedenis. En dit het te maak gehad ook met die opkoms van die linkse partye in die 70er en 80er jare, sosialistiese partye, liberale partye, demokratiese partye in Amerika, en so meer, en natuurlik, dit was ook die doodsnikke van die kommunisme toe, van Oos-Europa, en die steun wat die ANC van die Sowjetunie geniet het, en natuurlik van die Skandinawiërs, wat ook, veral Swede, wat ook 'n geweldige linkse party destyds gehad het, die Sosiaal-Demokratiese Party, dit alles het die ANC aan bewind gebring. Dit is niks wat hulle self gedoen het nie, dit is maar net hierdie sosialistiese en linkse partye in Wes-Europa en in Noord-Amerika, wat hulle aan bewind gebring het en veroorsaak het dat die ou nasionale party eenvoudig net gekapituleer het. Maar ons is nou in die teenoorgestelde tipe beweging, waar daar's 'n opkoms van hierdie nasionalistiese of regse of patriotiese partye in Europa en natuurlik die MAGA-beweging in Amerika. En dit mag dalk genoeg wees om hierdie soort linksrevolusionêre bewind wat ons het in Suid-Afrika uit te knikker. Hoe die spesifieke besonderhede van hoe dit kan gebeur, kan ons miskien op 'n latere stadium oor spekuleer, maar dit spreek van self, dat Suid-Afrika is nie eintlik jy weet, 'n vreeslike, veral in die ANC, is nie werklik 'n sterk moondheid nie, en hulle is geweldig gevoelig vir druk van buite, en dit kan dalk gebeur dat daar sekere dinge afgedwing word op hierdie bewind, en veral dan om die Afrikaner weer sy vryheid terug te gee en ons eie seggenskap oor ons eie sake en ons kultuur en taal en selfs selfbeskikking binne bepaalde gebiede in Suid-Afrika. Dit alles kan gebeur vanweë die veranderinge in die wêreld daar buite, maar van ons kant af kan ons natuurlik nie bekostig om stil te sit nie, en ons sal moet 'n samenhangende argument vir die Europeërs en veral dan nou in hierdie geval die Franse aanbied, om hulle te oortuig dat hierdie situasie in ons land onhoudbaar is. Maar ek dink dit kan in Frankryk ook natuurlik via letterkunde en boeke en idees en filosofie en wat ook al geskied, want die Franse hou van debatvoering en hulle hou van lees. Dit is so belangrik dat ons genoeg van ons eie boeke moet produseer en dat dit ook vertaal moet word aan die ander kant. Nou, een van die idees wat ek nou al geruime tyd het, is om 'n soort online tydskrif in Frankryk in Frans te begin, maar wat gefokus is ook op Afrikaans en die Afrikaner en Afrikaanse letterkunde. En ek dink daar is selfs 'n moontlikheid dat ons befondsing daarvoor kan ontvang vanuit Frankryk self. Ons sal dit nie eers met ons eie geld hoef te doen nie. Ons sal net die ding aan die gang moet sit. As dit eers aan die gang is, dan kan ons aansoek doen vir befondsing in Frankryk. En ek sal nog verder aan met u hierdie gedagtes deel, en sodra ons die bal aan die rol gesit het, en dit gaan nie so moeilik wees nie. Dis een van die dinge wat ons kan doen. En ons moet eenvoudig net sorg dat die Afrikaners se posisie in die wêreld moet deel word van die internasionale politieke debat, soos wat Trump het nou reeds gemaak het, maar dit moet ook in Frankryk en Duitsland en Nederland en Skandinawië en Brittanje en oral moet dit deel word van die internasionale debat, en dat hierdie onhoudbare soort rassistiese dwingelandij waarin ons tans, waaronder ons verkeer, dat dit nie langer geduld moet word nie, en dat dit eenvoudig net afgeskaf moet word. En ek dink dit is eintlik 'n fantastiese soort geleentheid wat ons nou het om ons stem in die wêreld te laat hoor. En met soveel, en het is verseker dat die Franse ons ook goedgesind gaan wees as daar so 'n regeringsverandering kom, en hopelik gaan hulle heeltemal van al hierdie linkse diplomate in Suid-Afrika ontslaa raak. Ek dink ons moet dit ook vir hulle sê, dat ons kan nie langer
mense in ons van Frankryk in ons eie land hê wat so, jy weet wat absoluut net praat met die mees ekstreme mense in Suid-Afrika en selfs mense wat volksmoord teen ons bepleit en jy weet die linkse jy weet die marxistiese sosioloë en van die Universiteit van die Witwatersrand hier in Johannesburg wat lyk my 'n monopolie daarop het met hierdie Franse instituut van hulle in Johannesburg en waar daar ontsettende propaganda en gif teen die Afrikaner gesaai word. Ek dink ons moet hulle in kennis stel van alles wat hier aangaan en dat dit oornag moet verander en dat hulle voortaan na ons moet begin luister en dat ons hulle moet oortuig van hoe belangrik dit is dat ons posisie in hierdie wêrelddeel herstel moet word, nie net vir onsself nie, maar vir die hele westerse wêreld. Trouwens, dit is 'n ander gedagte, dink ek, van de Gaulle, volgens daardie gesprekke wat ek met P.W. Botha gehad het, is dat hy het ook begryp dat Suid-Afrika 'n pilaar van die westerse beskawing is. Jy weet, daar's een pilaar in Europa, daar's 'n ander pilaar in Noord-Amerika, daar's 'n soort van 'n pilaar in Australië, maar ons is die vierde pilaar. En as die vierde pilaar val, soos hy nou al amper geval het, dan is dit eintlik verby, nie so verby met die westerse beskawing. En as mens kyk na die dinge wat in Frankryk gesê word ook, veral ook deur ek het nou nie 'n foto van haar nie, maar jy weet almal hoe sy lyk, Marion Maréchal, wat ook op 'n stadium Marion Maréchal Le Pen was, wat ook familie is, die niggie van Marine Le Pen. Sy praat ook van 'n beskawing, sy's deel van die, ek dink sy het op 'n stadium haar eie party gehad, of sy was deel van een van die ander kleiner regse partye van meneer Zemmour, ek dink Reconquête of Herowering is die naam van die party. Sy praat openlik en sy was nou ook op die Franse TV, op al die hoofnuusbulletins en wat ook al in haar kommentaar oor haar tante se aankondiging dat sy president van Frankryk wil word. En sy praat van 'n beskawingsstryd wat tans gevoer word in Europa en in Frankryk self. Met ander woorde, dit gaan nie net meer oor die Franse nie, dit gaan oor die westerse beskawing as sodanig. Die westerse Christelike beskawing, en ons is heeltemal deel daarvan. Ons was nog altyd, ons het in 2 wêreldoorloë geveg en in Korea en op die grens en waar ook al, ons was nog altyd part en deel van die weste. En daarom is hierdie nuwe stryd wat nou tans ontbrand het, dit is ook ons stryd en ons is bondgenote in hierdie stryd. En daarvan moet ons, ons vriende in Europa oortuig. En dit moenie net via Engels geskied nie. Ons moet baie van ons dinge vertaal in Frans en Duits en Nederlands en wat ook al. Alhoewel Europa vir my al hoe meer Engels voel. Die keer wat ek nou daar was, jy weet, vir al die jong mense is nou almal Engels magtig en wat ook al, dis eintlik 'n groot teleurstelling vir my. Want dat Engels so hand en tand oorneem in Europa, maar nogtans, ek dink om werklik tot mense deur te dring, moet ons ook alles vanuit Afrikaans, of belangrike dinge van boeke en argumente uit Afrikaans in die Europese tale vertaal, en ons sit met kunsmatige intelligensie wat dit vir ons kan doen met die druk van 'n knoppie. Dit is my net verstommend hoe goed hierdie nuwe masjiene en programme met Afrikaans werk. Hulle Afrikaans is amper beter as die gemiddelde Afrikaner daar buite wat praat. Jy weet, dit is eenvoudig ongelooflik. En dis het ons nou al die middele om hierdie stryd te voer wat gevoer moet word. Dis ek is geweldig optimisties oor al hierdie verwikkelinge en veral nou in Frankryk. Frankryk is naas Duitsland die belangrikste land in Wes-Europa en Europese Unie. En dit gaan 'n ontsettende groot verandering veroorsaak indien Marine Le Pen president van die land word. Dit gaan oornag verander. Op so 'n soortgelyke wyse as wat
in Amerika gebeur het, alhoewel Frankryk is natuurlik 'n baie sentralistiese tipe staat en ek dink jy weet terwyl jy nou nog jy weet die linkse of die blou state in Amerika het wat nou soos Gavin Newsom in Kalifornië en wat ook al wat nou nog steeds jy weet Trump se invloed strek nie eintlik tot daar nie in 'n hoë mate nie in Frankryk as die top van die land verander, dan gaan die hele land verander, verseker. En ook in sy buitelandse beleid en sy beleid teenoor Suid-Afrika en teenoor die Afrikaner gaan dit beslis verander en ons moet onsself daarvolgens posisioneer. Nou ja, as jy tot hier geluister het, moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie en koop gerus van ons boeke. Hart van Duisternis, ek wil eintlik 'n hele ding daaroor skryf. Ek het nou vir rapport gevra om ietsie daaroor te skryf. Ek wil eintlik 'n hele soort, jy weet 'n hele rigting probeer uitstippel vorentoe en wat reeds eintlik aan die gang is, wat ek afro-realisme noem. En ek dink Hart van Duisternis van Conrad was die eerste afro-realistiese boek wat gekyk het na die verhouding tussen Afrika en die Weste, en daar was 'n hele paar daar agterna meer in onlangs tye ook, en daar is geweldig baie boeke in Afrikaans wat ook deel in hierdie soort afro-realistiese perspektief op ons eie land en op die vasteland, en ek dink dit alles moet beredeneer word, en moet daaroor geskryf word, en dit moet ook na die buiteland toe uitgevoer word. En dis presies waarvoor Praag eintlik bestaan en gestig is, en ek dink hier is 'n opwindende nuwe tydvak wat vir ons voor die deur lê. Nou ja, tot volgende keer, geniet die res van die naweek en dan gesels ons weer. Totsiens.